You are the Alpha and Omega. Gabriel Hartnick het reeds op 'n baie jong ouderdom geleer dat die Here in bestuur is van al jou doen en late. Ek het die voorreg gehad om 'n bietjie van hierdie dogtertjie se lewe te wete te kom. Wally Dupree en Renee Manuel het die Hartnicks besoek. Hulle staan gereed om die kykers 'n dieper visie te gee oor hierdie familie, maar meer spesifiek oor Gabby. Daphne, op watter ouderdom het julle ontdek dat Gabby 'n breintumor het? Op die ouderdom van 6. En jy weet, dit was 15 Desember 2007. Ek het na die hospitaal gegaan met haar. Hulle het vir haar opgeneem daarso. Die 19 Desember het hulle haar ontslaan. En die 19 Desember, die middag 2 uur, is ek na die dokter in Wilderness, Dr. Smith. En hy het vir my gesê, okay, hy gaan alles probeer om te kyk of ek kan uitvind wat Gabby maak. En later het hy teruggekom en vir ons gesê, hy kan nie die oorsaak kry nie. En hy het gesê dat hy stuur ons terug na die hospitaal toe. Ons is terug hospitaal toe, toe ons daar kom het die dokters vir gewag. Die dokters het vir ons gesê dat hulle sal nou 'n scan moet doen, om te kyk wat dit is, waarvan aan die pyn kom. Hulle het ons gestuur na Lamprecht toe. Hulle het die scan gedoen, uitslaaf vir ons gegee, ons is terug na George Hospitaal. Toe ons daar kom, toe sê die dokter vir ons dat die uitslae lyk goed nie. En sy het ons in 'n kamer ingevat, Gabby vasgestrep en toe sê sy vir ons dat Gabby het 'n breintumor. En toe sê sy ook vir ons dat die Rooikruis dokters, hulle wag vir Gabby want sy moet 'n noodoperasie kry. Ons het gedink aan jou, Gabby, ons het verlang aan jou, ons het van jou gepraat met die skool, die juffrou het gesê ons moet vir jou bad. Toe bad ons vir jou, Gabby. Die nag is ons weg, 10 uur. Ons het 1 uur die nag dus ons bo in 'n Rooikruis, waar hulle die noodoperasie op haar gedoen het. Jy weet, die dokters het vir ons gesê, hulle gaan ons brief in 5 minute. Dit is nou 50-50. Sy kan sterf, of sy kan oorleef, en alles weg met haar. So halfuur na die tyd het hulle teruggekom en vir ons gesê, okay, dit is 'n sukses, maar daar wag nog 2. Jy weet, 22 Desember, toe doen hulle die tweede operasie, waar hulle die kamera in die brein geplaas het. Die 27 Desember, toe kom hulle terug en hulle doen die groot een waar hulle van die tumor verwyder. Nou die dokters het vir ons gesê dat die tumor sit baie gemaklik, hulle sal hom kan uithaal. Maar toe hulle oop het, toe sien hulle, hy kruip weg en hulle sal nie alles kan uitkry van hom, hulle het 'n gedeelte afgehaal van hom. 2 weke na die tyd toe kom hulle terug met die uitslae om vir ons te sê as dit kwaadaardig is of nie. Jy weet, die oggend wat hulle inkom, het hulle ons gekyk. Hulle kon nie, hulle self sover kry om vir ons te sê wat dit is. Ek onthou, ek het nader gestap na een van die hoofprofessors toe en vir hulle gevra wat is die uitslae. Want vanoggend is mos die uitslae en toe sê hy vir ons, hy is jammer om te sê, maar sy het breinkanker. Hulle het ook vir ons gesê dat dit is al in die spyn, maar hulle kon nie sê hoe ver verspreid hy is. Jy weet, ek kan nie vir julle sê hoe het ek gevoel nie, want dit het vir my gevoel, my hele wêreld het vir my ineengestort. Niks het vir my sin meer gemaak omtrent dit. Lei my, ja lei my, ja lei my, ja lei my na die waters. Water rustig, soos 'n boom, Here, soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee aan Jesus op die regte tyd. Lei my, Here, lei my, Here, lei my.
Ja, lei my na die waters. Water rustig, soos 'n boom, Here, soos 'n boom. Geplant by waterstrome, wat sy vrugtig gee aan Jesus op die regte tyd. Pragtig. Emosionele oomblikke is daar gewis, maar soos in enige doodgewone familie, is daar ook daardie ligter tye wanneer die familie kan lag. En baie keer is dit juis Gabby en Dashni wat vir daardie oomblikke sorg. Kom ons kyk. In watter graad is julle twee, jong? Ek is in graad 1. Ek is in graad 2. En wat is die skool se naam? Hy ben Gabby, sê vir my, wat wil jy eendag word? 'n dokter. Wow. En waarin wil jy wat tipe dokter? 'n spesialis. Hoekom? Omdat ek wil die kindertjies help. Dit wat jy sopas gesê het, spreekboekdele. Op so jong ouderdom het sy al reeds met die donker kant van die lewe kennis gemaak. Gabby het reeds besluit dat sy die negatiewe ervaring in haar lewe gaan omskep in iets positiefs. Sy gaan haarself bekwam om ander kinders wat dalk eendag dieselfde pad as sy moet loop te help. My juffrou se naam is Juffrou Gastes. My juffrou se naam is My juffrou se naam is Juffrou Michaels. En wie is julle gunsteling juffrou of meneer op die skool? Meneer Dupree. Ja, Meneer Dupree. julle weet dan julle so mal oor meneer. Nou, wie is die stoutste van julle twee? Wie luister nie vir mami nie? Ons altoe. As jy ek is Gabby. Gaan sy dus slaan Gabby met die kop. Gaan sy dus slaan Gabby met Dit was Gabby en Dashni in 'n ligter lyn. Kom ons luister na wat hulle pa te sê het. Jy weet, dit was vir my baie groot skok toe ons uitvind dat Gabrielle het 'n tumor. En dit was moeilik om dit te verwerk en hoe om met die trauma te deel. Maar ek is dankbaar vir ons liewe Vader dat hy het ons deurgedra deur dit en vir ons die krag gegee en die sterkte. En jy weet dat ons het ons gebid as tye wat ek nie geweet het of ek kom of ek gaan nie. Want my hele wese, my denke was oor Gabrielle, wat gaan gebeur. En omdat dit vir ons iets is wat vreemd is en wat ons nie kon gedink het dat so iets met haar sou gebeur het nie, was dit baie moeilik om dit te verwerk. Maar soos ek sê, die liewe Vader het ons deurgedra en hy dra ons nog dag vir dag deur dit. Daar was tye wat sy gesê het dat die dokters het nie meer hoop nie. En dan het ek vir haar gesê, plaas jou vertroue in die Here. Ek het vir haar gesê,
Die dokters is maar net mens, maar God is die grootste geneesheer. En as ons die Here vra om ons kind te genees, dan sal die Here doen, maar al wat ons moet doen is net, ons moet glo en vertrou. Dit wat ons van vra en ons glo, so sal dit wees. Hiermee het ons aan die einde gekom van hierdie dokumentêr. Ons wens vir Gabby alle voorspoed toe en ons hou vir haar in ons gebede.